Dis koffietyd by die rots saam met my Frik Weideman. Goeiemôre, shalom, groete op hierdie pragtige Woensdagoggend. Dankie dat jy ingeskakel is by koffietyd. Nou mense, ek wil vanoggend sommer net my hart met jou deel. En ek het 'n onderwerp wat ek gou met jou wil deel. Moenie die wêreld wen en verloor by die huis nie. Ek het 3 dinge wat vir my belangrik is die afgelope seisoen. Nommer 1 is waarheid, nommer 2 is balans en nommer 3 is my persoonlike grense. En ek wil vandag eerlik met jou wees. Ek wil regtig my hart op die tafel sit en met jou praat hier by koffietyd. Jare terug, toe ek en Amela rekenmeesters was, het ons baie hard gewerk. Ons het lang ure gewerk. Daar was baie druk, baie verantwoordelikhede, want jy het sekere teikens gehad, met ander woorde deadlines, veral ten opsigte van jou kliënte en SARS, waar jy seker goed moes ingedien het, soos finansiële state en pay as you earn en 1000 dinge. En ons het regtig hard gewerk, lang ure gewerk. Ons het, ek dink, goeie geld gemaak, maar ons het langs die pad, het ons sekere goed verloor, wat jy met geld nie kan koop nie, veral ek. Ek praat nie van my vrou nie, ek praat van my, want die druk was op my gewees, want ek moes die besluite neem. En ek het regtig in sekere areas van my lewe het ek verloor by die huis. Alhoewel ons 'n goeie lewe gehandhaaf het ek sekere dinge langs die pad verloor. Lang ure, verantwoordelikheid. En as ek vandag terugkyk, dan besef ek dat daar's dinge wat ek afgeskeep het in my lewe, kosbare oomblikke, veral met betrekking tot die opgroei van my kinders. Ja, ons was by elke rugbywedstryd, by elke atletiek, ons was daar, maar ek praat van die kleinere goedjies wat 'n mens mis as gevolg van, mens wil die wêreld wen. En dit kom by my op hier by koffietyd, wat help dit ek wen die wêreld? En ek verloor by die huis, en vandag besef ek, en ek wil dit met jou deel, dat jy nie dieselfde sal doen as wat ek gedoen het nie. Jy kan suksesvol wees by jou werk, in jou besigheid, jy kan die hoogste sport bereik, en terselfdertyd verloor jy goed wat jy met geld nie kan koop nie, daai kosbare goed wat jy in jou lewe nooit weer kan terugkry nie. En dis vandag grense by my, en dis 'n balans by my. My balans die afgelope seisoen in my lewe is om nommer 1, Abba, hoe lyk my tyd met U? En dan nommer 2, met my gesin, my vrou, my bruid, Amelia. Hoe lyk my tyd ook met myself? Dis belangrik om daai balans te handhaaf. En ek wil vir jou skriffie gee wat vir my regtig waar van groot waarde is, veral met betrekking tot hierdie boodskap. Matteus 16 vers 26. Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Wat help dit jy wen die wêreld, maar jy verloor by die huis? En sukses kos 'n prys. Dit kom teen 'n prys. Wat help dit jy bou 'n loopbaan, maar jy verloor jou gesin en jy verloor jou vrede, jy verloor jou verhouding met Vader, maar jy het al hierdie rykdom en jy het al hierdie sukses, maar jy verloor dit wat eintlik so belangrik is. In balans, wat my betref, vandag is 'n geestelike beginsel. En ek moes dit geleer het in my lewe, en ek dank Abba, ek kon herstel het. Ek kon herstel het met my kinders, en vandag wil ek tyd met hulle spandeer, en vandag het ek kleinkinders, en ek besef eintlik wat ek verloor het met my eie kinders, vanweë die feit, ek het 'n loopbaan gebou, ek het 'n besigheid gebou. En ek wil regtig vandag by jou pleit om nie dieselfde foute te maak, as wat ek gemaak het nie. Mense, daar's 'n tyd om te werk, daar's 'n tyd om te rus, daar's 'n tyd vir jou gesin, baie belangrik, en die mees belangrikste tyd is Vader. Wanneer jy by die huis kom, sal hy telefoneer. Ek sien so mense is verknog in hulle telefone. Hulle vat self die telefoon saam as hulle gaan eet. Waar's die gesprek? Waar's die samesyn? Jy verloor goed langs die pad terwille van hierdie goed. Die probleem is nie die werk nie. Die probleem is wanneer die dinge by die werk jou totale lewe oorheers. Mense, dan verloor jy. Jy verloor daai eenheid, jy verloor daai liefde, en wanneer jy eenheid en liefde verloor, myns insiens, dan het jy baie verloor. So nou vra ek weer, wat help dit ons wen die wêreld, en ons het alles, maar ons verloor die dinge langs die pad wat ons met geld nie kan koop nie. Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart
bo alles wat bewaar moet word. Hierdie is belangrik. Bewaar jou tyd, bewaar jou energie en bewaar jou huis. As jy nie grense stel nie, gaan hierdie wêreld dit vir jou stel. En die oomblik wanneer die wêreld dit vir jou gaan stel, gaan jy agterkom daar's 'n verandering in jou mondering. Jy kan dit nie bekostig nie. Ek dink dit is belangrik om vandag by koffietyd vir jou te sê, dis okay om te sê nee. Dis okay om te sê nee, ek gaan dit nie hierdie keer doen nie. Dit is belangrik om te sê nee, my huis kom eerste. Nee, Vader kom eerste. Ek dink dit is belangrik om nie altyd net te wil sê ja en ja en ja, wanneer jy versoek word deur hierdie dinge van hierdie wêreld nie. Sê so 'n bietjie nee. Jou eerste bediening is nie jou werk of jou besigheid nie. Jou eerste bediening is jou huis. Vader kom heel eerste. Dan kom jou vrou. Dan kom jy. Dan kom jou kinders. En in my geval, nommer 5, dan kom die bediening. Vra vandag by koffietyd vir jouself, waar is ek uit balans uit? Abba, waar moet ek terugkom in my balans? Waar sê ek ja vir dinge wat my huis benadeel, my verhouding met Vader benadeel? Waar is die dinge wat ek voor ja sê? Nee, begin nee sê. Hou jou grense. Hou jou balans. Nou wil ek jou uitdaag hier by koffietyd. Sit 'n bietjie jou foon neer as jy by die huis kom. Vir 10 sekondes, kyk vandag jou kind of jou vrou, jou seun, jou dogter in die oë, net vir 10 sekondes. Kom ek en jy doen dit gou-gou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sjoe, dit voel soos 'n ewigheid. Net 10 sekondes. Maak doelbewustheid vir jou vrou. Doelbewustheid vir jou kinders. Eet saam. Bid saam. Spandeer tyd saam. Leer om te sê, dis genoeg. Sê nee vir die dinge waarvoor jy altyd ja gesê het. Kry jou grense in lyn. Hou jou balans. Wat help dit? Ek wen die hele wêreld, maar ek verloor my huis, my verhouding met Vader. Wat help dit my? Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, Skepper God van die hemel en die aarde. Dis 'n voorreg om op hierdie pragtige Woensdag die heilige naam te kan aanroep. Hierdie middeldag van die week wat ook simboliseer die middelkandelaar van die menorah. Wat beteken Shamas? Vader, ons is manne, ons as mense wat U moet dien in gees en in waarheid, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid dat ons net ons balans sal handhaaf. Gees van God, help ons, rig ons, lei ons om ons balans te handhaaf. Om dit wat die wêreld dikteer, Vader, dat ons sal sê nee vir die wêreld en ja sal sê vir U en vir die koninkryk. Ek wil elke persoon seën by koffietyd vandag. Elke man, vrou, seun en dogter wat ingeskakel is, dat hulle sal wandel in die waarheid. Dat hulle balans sal hê in hulle lewens en dat hulle grense beskerm sal word. En Abba, dis vandag my gebed en ek bid dit in die wonderbare naam van Yeshua, ons Messias, die gesalfde, en my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel is by koffietyd. Mag die vrede van Skepper God met elkeen wees. Tot 'n volgende keer. Shalom.